Welkom, dit is Goeie Vrydag, 10 April 2020 en dis Kanaal 7 se poging om op hierdie besonderse dag vir u 'n erediens te hou oor sosiale media, soos Facebook of op die webbladsy of oor die radio as jy net kan luister. Want ons sit mos nou met hierdie bevel, inperkingsbevel, en daarom word ons nie toegelaat om kerk te hou nie, en ook word jy nie toegelaat om 'n kerkdiens by te woon nie. Maar ek moet sê, dis nogal 'n uitdaging, want Kanaal 7 het geen idee wat ons kan verwag nie. Want ons besef, ons beweeg op heilige grond. Elke kyker of elke luisteraar het mos nou jou eie idee en geloof, veral as dit kom by sakramente, soos die nagmaal. En ons besef dat baie van die kerke is ook baie streng oor hoe hulle nagmaal hou. Net sekere mense word uitgenooi, net sekere mense mag dit dan bywoon en gebruik, en daar is ook streng reëls rondom dit. En met goeie reg, want ek is self 'n dominee, en ek kan nou vir jou sê, skuis om dit te sê, maar mense kan verskriklike goed aanvang. Elke keer na 'n huwelik of na 'n begrafnis, dan word ons reëls al hoe langer. Want as hulle nie spykers in jou historiese gebou se mure inkap om hulle ballonne op te hang nie, dan sit hulle kersse in 'n droë rangskikking en die plek brand amper af, of die bruid kom daar aan met 'n perd, en binne in die voorportaal, en dan spring die perd op, breek sy nek, en dis die waarheid wat ek praat, en vanaand hou hulle lekker party, en die koster sit met 'n dooie perd op 'n Saterdag aand in die kerk se voorportaal. So 'n mens kan verstaan dat die kerke dan kom en sê, nee, wow, baie rustig en ernstige reëls en regulasies rondom veral 'n heilige sakrament soos die nagmaal. En daarom is dit nie maklik nie. Dit is moeilik en dis 'n loodsprogram. Al wat ek vir jou wil vra is, weet dit verseker dat alles wat ons hier gaan doen ons met goeie bedoelings en probeer ons so sensitief as moontlik maak. Nou, jammer dat ek nou so lang inleiding het, maar dit is vir my baie belangrik dat jy sal weet waaroor alles gaan. Want die ouens wat nou vir my raak sien, sal dadelik wonder, hoekom het die ou 'n pyjama broek aan? En voordat jy jou nou self so gaan opwerk oor dit en dat en 'n de-mekaar tafel, dat jy later glad nie na die boodskap luister nie, is dit vir my belangrik dat ek gou alles gaan verduidelik. Ek sit hier in 'n studio met een stoel. Dit lyk maar eenvoudig, maar dit is soos baie mense dit op die oomblik beleef. Alleen in hulle huis, of selfs in 'n kamer, en bitter eensaam. Die de-mekaar tafel gaan ek later verduidelik. Dan sal jy agterkom, my voete is kaal. Daarmee wil ek myself kom identifiseer met mense wat nie klere het nie, wat nie skoene het aan hulle voete nie. Ek wil my ook kom identifiseer nie net noodwendig aan arme mense nie, maar daai plaas tannie wat graag op 'n warm dag kaalvoete in die huis rondloop, of veral met die kinders wat uitgelate buite op die vlakte rond kaalvoet speel. Dan sal jy sien, het ek 'n pyjama broek aan. Daarmee wil ek myself identifiseer met al ons siek mense, mense wat bedlêend is, mense wat nooit meer die voorreg het om netjies aan te trek, kerk toe te kan gaan of uit te gaan nie. Jy trek uit die pyjamas in die pyjamas, en jou hele lewe het net in daardie kamer geword met pyjamas aan. Ek het so 'n kakierige hemp aan, en daarmee wil ek my identifiseer met ons boere. Mense wat gesukkel het op die plaas vir lang tyd met droogte. Ons het weliswaar al 'n bietjie reën gehad, party plek het selfs verspoel, maar daar was ander boere weer wat nou nog min reën gehad het. En die wat wel reën gehad het, ons weet mos, dit gaan nie 'n maand of 2 vat om weer kop op te tel nie. En dan ook met hierdie lockdown, vir almal wat werk en besighede het, met jou hemp aan, soos die Engelsman sê, all dressed up and nowhere to go, jy wil gaan werk, maar jou plek is toe, en jy weet nie hoe jy jou mense volgende maand gaan betaal nie.
daarmee identifiseer ek jou. En laastens het ek 'n baadjie aan uit respek vir my oupa. Want daar is tog nog mense wat sê, en met reg ook, om te sê, jy trek vir jou netjies aan. As jy hof toe gaan, as jy die dag gaan trou, as jy 'n nuwe meisie ontmoet, dan kyk jy na jou klere. Hoekom nie as jy voor die Here verskyn, dat jy nie ook goed lyk nie? Nou ja, ander mense voel anders daaroor. Nou as jy weet hoe jy lyk en wat alles beteken, gaan ek nou vir jou 'n musiek speel. En terwyl die musiek speel, wil ek hê jy moet jou instel op hierdie erediens wat ons saam gaan hê. Of as jy wil, kan jy gou vinnig hardloop en 'n baadjie of 'n trui gaan aantrek, afhangende van hoe dat jy voor die Here wil verskyn. En as jy nou gaan, bring tog sommer iets saam om nagmaal te hou. Ek weet tradisioneel is dit wyn en brood, maar weet jy, ons is in 'n lockdown. Ek weet jy kan nie alles in jou huis hê nie, so bring wat jy het, hoor. Ek wag vir jou. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless you, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul,
your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Tradisionele kerke lees elke Sondag wanneer hulle erediens hou die wet. En die rede daarvoor is om vir gelowige Christene riglyne te gee oor hoe hulle lewe moet inkleur, hoe hulle lewe hier op die aarde as gelowige en as 'n Christen in die Here Jesus Christus met leef. Maar nou gaan ek nie vir jou die wet lees nie, maar wat ek wel wil doen is om iets wat baie na my hart is met jou te deel. Jy weet dat ons in ons moderne tyd het ons in 'n milieu groot geword wat ek wil noem entertainment, vermaak. Daar word onsaglike klomp geld gespandeer en moeite gedoen en professionaliteit agter die ding gesit om films te maak, om konserte te hou, om kunsfeeste daar te stel en, moet dit nie vergeet nie, groot sportbyeenkomste. Rugbyspanne wat teen mekaar kompeteer met geweldige klomp uitsette, geld, skares wat kom en dit word 'n bedryf. En hoe dit gebeur is 'n handjievol mense, 15 spelers in 'n span, 1 opera solis of 'n alleenman 'n konsert of 'n paar mense wat 'n film maak. Hulle is professionele ouens en hulle doen die ding. En jy betaal jou geldjie en jy kom daarna en jy word vermaak. En jy geniet elke oomblik. Maar daar's vir my 'n probleem. As jy vanaand huis toe gaan, dat jy nog self net so onfiks. Kan jy self nie sing nie. Ken jy nie die woorde nie. En voel dit baie keer so 'n niks werd, 'n leeg in jou. En jy weet wat is vir my hartseer? Hierdie mentaliteit het in die kerk ingekom. As 'n pragtige kerkgebou en party mense is baie vir hulle is dit belangrik dat daardie kerkgebou in stand gehou moet word. Daar's 'n professionele pastoor of 'n dominee wat opgelei is professioneel om te preek, om te doop, om nagmaal te hou, om vir jou te kom bid wanneer jy in ellende is, wanneer jy siek is en selfs ook om vir jou 'n netjiese begrafnis te hou. Maar weet jy wat? Hulle doen dit vir jou. En so dikwels kan dit gebeur dat jy daar uitstap en dit was 'n fantastiese geleentheid en jy het saam gesing en jy het geluister en dit was 'n wonderlike geleentheid. Maar self, het jy iets gedoen? Het jy self 'n gebed gedoen? Het jy ook regtig jou hart verander? Het daar iets met jou gebeur? En daarom, toe kanaal 7 vir my vra om hierdie erediens te hou op hierdie goeie Vrydag, het ek dadelik gesê, ja, maar oppas, dat ons nie nou weer 'n erediens vir mense hou, omdat hulle nie kan kerk toe gaan nie. En weer vermaak, en dat mense dan met 'n gesuste gewete sit en sê, och, dit was 'n wonderlike diens, dit was 'n interessante nagmaal, dit was wonderlik en ek kon deel wees daarvan nie. Wat ek gaan probeer doen, en dit is my gebed, ek gaan nie vir jou 'n erediens hou nie, ek gaan vir jou in die hand vat en lei en begelei om dit self te doen. Jou eie diens te hou en alleen, daar waar jy is, Christus se dood te kan herdenk. Amper mag ek 'n vergelyking maak, soos om jou eie pa te gaan begrawe, die selfe begrafnis te gaan hou,
omdat daar nie 'n dominee of 'n kerk of 'n samekoms is nie. En dis my gebed dat ons dit gaan regkry. Goed, kom ons begin met ons diens. Ons gaan die Bybel opneem soos wat die ou mense gepraat het van boeke vat. En dan gaan ons lees, jy kon jou Bybel by enige plek oopgemaak het, maar omdat ek jou hand vat en jou begelei, kies ek vandag om te lees uit Jesaja 52. Die leesrooster het vir ons daardie voorstel gemaak. En ek gaan vir jou lees uit Jesaja 52 'n gedeelte en dan ook 'n gedeelte uit Jesaja 53. Maar nou is die vraag, ek gaan jou begelei, jy gaan self lees. Hoe lees 'n mens? Eenvoudig, soos wat jy winkel toe gaan, soos wat 'n mens in die veld rondloop, soos wat jy in die dorp rondry, of soos jy eenvoudig om jou huis stap. Wat gebeur? Jy stap in die winkel en jy kyk rond. En as iets jou oog vang, dan stap jy nader, jy voel daaraan, jy vat daaraan en dan maak jy 'n keuse. Gaan ek dit koop? Gaan ek dit hierdie hempie vir my aanskaf of nie? Gaan ek hierdie blom pluk of ek gaan hom los? Of hierdie skewe paal wat nou so skeef staan, gaan ek hom regop maak of gaan ek sê, weet jy, dis nie my werk nie. Ek gaan dit nie doen nie. So gaan ons nou Bybel lees. Ons gaan die Bybel lees en ons gaan soek en luister met 'n soekende oor en 'n soekende oog oor wat raak vir my? Wat wil die Here vandag vir my kom sê? Ons lees uit Jesaja hoofstuk 52 en ek lees daarvan af vers 13. My dienaar sal voorspoedig wees. Hy sal hoog in aansien wees. Hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Dan gaan ons verder in hoofstuk 53. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad nie, dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei en gestraf is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by die sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. Nou kon jy enige iets opgetel het wat vir jou getref het. Maar omdat ek nou jou leiding gee, gaan ek 'n keuse maak. En my keuse, die teks wat op my gespring het, wat my oog gevang het, was Jesaja 53 vers 10. Dis 'n lang teks wat op 2 bene staan. Luister hier. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. In die tweede gedeelte van die teks,
As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Nou, hoekom lees ons die Bybel? Ons het 'n Ou Testamentiese deel gelees. Daarom is 3 dinge belangrik. Nommer 1, hierdie Jesaja is in 'n sekere tyd geskryf. Die Israeliete het hulle oorlog verloor en nou is hulle in ballingskap. Hulle is weggevoer. Hulle is nou amper soos, jy was in 'n oorlog, alles is plat geskiet, jy het alles verloor, jy word gevat, en daar in Irak en Iran word jy gesit en jy met hulle strate vee, jy met hulle vloere skrob, jy ken nie hulle taal nie, en jy het nooit weer 'n terugkaartjie huis toe nie. Dis waar in Israel was, in die tyd van wat Jesaja geskryf is. Die tweede deel wat ons moet weet is dat Jesaja was 'n profeet, en hy profeteer oor die koms van die Messia, die Messias, Jesus Christus. En ons wat in die Nuwe Testament bly, weet dit mos nou. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gehang en hy het gesterf. Maar die derde rede hoekom ons dan ook die Bybel lees, is ons lees dit op 10 April 2020, op hierdie besonderse dag, in hierdie besonderse oomblik waarin ons sit. Ons konsep, vasgevang in ons huise, en om ons self te beveilig teen 'n virus wat ons wil siek en doodmaak. Dis amper soos om kar te ry. Jy kyk in die spieël van wat agter is, jy kyk op die paneel hoe jou motor funksioneer, en jy kyk in die pad, waarheen is ek op pad. Nou goed, kom ons lees weer wat sê die Bybel. Die eerste deel van die teks. Dis die wil van die Here om te verbrysel en pyn te laat ly. Ek wil hê jy moet nou 'n teologiese debat daaroor voer, wat is reg en wat is verkeerd, en hoe moet ons dit verstaan, en moet ons dit anders verstaan nie. Dis nie nou vir argumente onthaalwe 'n dominee of 'n teoloog wat jou gaan help nie. Jy's alleen in die kamer. Dis net jy en die teks. Ek wil hê al wat jy moet maak is, dink oor hierdie teks. Israel het 'n oorlog verloor, en hulle is in hulle pietjie in. En nou is Jesaja besig om met hulle te praat, en te sê, dis die wil van die Here. Jesus is vermorsel, hy is uitmekaar uitgeslaan, hy is gesleep, en hy is aan 'n paal opgehang, totdat hy dood is. En ons teks sê, dis die wil van die Here. Ons sit in 2020, ons het nou die dag Kersfees gehou, nuwe jaar, oujaarsaand, onthou jy? Het ons champagne geskink, ons het opgelig en vir mekaar voorspoedige nuwe jaar toegewens en 'n klomp SMS'e gestuur. Min wetende wat sou maart met hierdie wêreld gebeur. Kyk waar sit ons. Die teks sê, dis die wil van die Here. Dis die wil van die Here om mense te verbrysel en te ly. Hoe voel jy daaroor? Is dit oukei? Nee, dis nie oukei nie. Hierdie teks maak my kwaad. Goed? Hoekom is jy kwaad? Waarvoor is jy kwaad? Is jy kwaad dat die Israeliete die oorlog verloor het? Ek was nie daar nie, ek sal nie weet nie. Ag, 'n mens kan seker redeneer, hulle het nie geluister nie, hulle was stupid, hulle was nie paraat teen die vyand nie, hulle was miskien arrogant en aangegaan, ek weet nie wat daar was nie, wel, hulle het die oorlog verloor. Kom ons kom nader. Is jy kwaad dat Jesus aan die kruis gehang het? Dat hy verbrysel is? Dat hulle hom verhinneweer het? Is jy kwaad daaroor? Is jy kwaad? En hoe voel jy oor die feit dat die Here toegelaat het dat sy seun Jesus Christus aan die kruis verbrysel is en verskriklik gelei het, sodat jy kan hemel toe gaan? Is jy kwaad daaroor? Hoekom gebeur al hierdie goed? Is die Here Jesus vir ons kwaad? Wil hy ons terugkry? Wil hy ons straf? Ek weet nie. Kom ons lees verder in die teks. As hy sy lewe
as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Ons verstaan nie regtig al hierdie goed nie. En soms maak dit ons kwaad. Maar die teks kom sê, goeders gebeur, sodat God sy wil kan laat geskied en sy doel bereik. En ons kyk weer, wat is sy doel? Sy doel is lewe, sê hy. Meer as dit, 'n lang lewe. Meer as dit, die ewige lewe. Is jy kwaad daaroor? Kom ons praat met die Here, nie net oor hom nie, maar ook met hom. Onse Vader wat in die hemel is, ons is in tye wat ons glad nie verstaan wat aangaan nie. Ons is paniekerig, ons is angsbevange. Party van ons is kwaad. En ons tree opstandig op. En ons emosies is in 'n warboel. En nou kom u nog met 'n teks wat ook nie vir ons lekker oukei is nie. Maar Here, as ons mooi nou oor hierdie goed nadink, dan weet ons nie wat om te sê nie. Oor die oorlog wat Israel verloor het, oor u wat aan die kruis gehang het, en oor die virus. Maar nou kom ons bid, dat u wil sal geskied, dat u doel met ons lewe, dat dit bereik sal word. En dit is lewe, die ewige lewe. En daarvoor bid ek op hierdie besonderse dag. Amen. Nou gaan ek weer vir jou musiek speel, want die kerkdiens is eintlik nou om. Maar, ons het nou woord gelees, en nou wat maak ons met die woord? En as jy dan die keuse maak, kan jy terugkom en kom nagmaal hou saam met my. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal by die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Die vure is my skild, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy of 10,000 hier langs my. By die hoogste, alles veilig in die hand, buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Want U laat my dra, alles wat verskeer, vergiftig, begrys elke aanval wat op my gerig gesien. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie
sal U my veilig in die hoogtes en wanneer ek weer die pad verloor, sal U elke keer my noodkreet hoor. My verwoesting sal elke keer en vir altyd my met die redding U. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle duisend aan my sy of 10,000 hier langs my. Welkom terug. Jy weet as 'n mens 'n fliek kyk of jy gaan 'n konsert bywoon of jy lees 'n boek. Dis een ding om dit te kan geniet, vermaak te word of iets daaruit te leer. Dis een ding. Maar as jy daai boek optel, sê maar 'n resepteboek en jy begin 'n kossie saamslaan of 'n breipatroon en jy begin iets hekel of brei. Of jy vat 'n geestelike boek en jy begin dit in jou lewe toepas. Dis 'n heeltemal 'n ander ding. Ons het nou die wonderlike voorreg gehad om uit die Bybel uit te lees en ons het die woord gehoor. En dit was 'n kwaai woord. En dit was 'n groot woord. En dit was 'n anderste tipe woord, amper 'n pastorale woord. En ons het hom gehoor. En jy het teruggekom en jy het gesê, maar hierdie woord wil ek koop, wil ek vir my vat, wil ek hom afpluk en in my kamer in 'n pot kom sit. En nou gaan ons nagmaal vier, want wat is nagmaal? Nagmaal is om te sê, ek vat hierdie woord, ek maak 'n keuse. Ek vat hierdie woord en ek maak 'n deel van my. Net soos wat 'n mens kos vat en dit eet, om mooi kos daar te hê, en 'n mooi uitstalling en 'n pragtige prentjie, is mos nou een ding. Maar om dit te vat en dit te eet en deel maak van jou lewe, is 'n totale ander ding. Ek wil amper sê, is soos my trouring. 'n Mens kan die volle lewe vat, ek kan met 'n girl uitgaan. Ek kan selfs, as 'n mens so banaal kan wees, in die bed spring met haar en alles saam met haar leef. Maar die dag as ek die keuse maak, om 'n verbond te maak met haar, en te trou en vas te maak, dis 'n ander ding. En nagmaal lê amper op daardie vlak. Maar hoe doen ons dit? Onthou, jy doen dit nie in die kerk nie, waar daar 'n ritueel is en die dominee roep jou op en almal maak so, nou maak jy maar saam nie. Jy is alleen. Jy moet jou eie keuse maak. En as niemand, 'n dominee of 'n pastoor of iemand wat vir jou die tekens gaan gee nie. Jy moet dit self kry en dit self vat. Goed. Kom neem deel saam met my aan die nagmaal. Nou ek het 'n heel de mekaar tafel, soos wat 'n ou nou maar as jy leef in jou huis of jy's alleen in jou sieke kamer. Iemand het vir jou 'n mandjie vrugte saamgebring. En dan as jy in die hospitaal is of by 'n ouetehuis of selfs by die huis, het iemand, jou vrou of jou man of 'n verpleegster of 'n dieetkundige het vir jou 'n koppie tee saamgebring en 'n broodjie met 'n botter daarop. En dan het iemand ook vir jou 'n eetdingetjie saamgebring, 'n koekie of 'n beskuitjie of wat ook al. Nou ek gaan 'n keuse maak en my keuse gaan wees op 'n beskuitjie. Hoekom? Ek weet tradisioneel is dit brood, maar ons leef nou onder anderste omstandighede, waar ons geleer word en gedwing word om so min as moontlik kontak met mekaar te maak. Dis 'n verseelde beskuitjie, so ek gaan hom oopmaak en ek gaan vir my een uithaal en ek gaan daarmee nagmaal hou.
Want die Here Jesus het gesê, die brood wat hy breek, want hy het ook net gebruik wat daar op die tafel was. Die brood, my beskuitjie, wat ek breek, is die gemeenskap met die Here Jesus Christus. Met sy liggaam, wat gebreek is vir ons sondes. Want hy het die straf geneem van ons sondes. Dis hoekom God het toegelaat het, dat hy verbrysel word, en dat hy gelei het aan die kruis, en gesterf het, sodat die straf van my sondes op hom geneem kan word. En wanneer ek dit neem en eet, dan sê ek daarmee, Here, ek maak dit deel van my lewe. Op my de-mekaar-tafel is daar die bekertjie tee, wat ek net van gepraat het. Daar's 'n glasie wyn, want dis die tradisionele nagmaal wat ons hou. Omdat daar wyn op die tafel was, die aand toe die Here Jesus met sy disippels gaan uiteet het, het hy die beker opgeneem van die wyn, en dan is daar water. Want dis wat ons doen, deur die dag drink ons water, en leer hulle ons om dit dan ook gereeld te drink. Vandag, met hierdie nagmaal, gaan ek my keuse maak op die water. Nou, is dit 'n fout? Ek dink hier is 'n fout nie, want na hierdie diens moet ek terug ry huis toe. En daarom kies ek vir die water. Volgende keer sal ek wyn verkies. Is dit verkeerd om water te vat? Ek dink nie so nie. Want by die geleentheid het die Here Jesus vir die Samaritaanse vrou gesê, ek is die lewende water, wie van my drink, sal nooit dors word nie. En daarom, as ek en jy in die eensaamheid van ons huis en ons kamer nagmaal gebruik, dan drink ek die water, miskien jy die wyn of dalk 'n teegie van jou tee, en sê, neem, drink en glo, dat die Here Jesus Christus sy bloed vir ons gevloei het, onthou jy? Sy bloed het alles uitgeloop, dat die oomblik, toe hulle wou kyk of hy nog lewe, het hulle spies in sy sy gedruk, daar het nie meer bloed uitgekom nie, maar water, dat hy sy alles gegee het, sodat jy en ek 'n nuwe lewe kan hê. Kom ons sluit ons nagmaal af met 'n gebed. Wat 'n gebed sal ons kies? Die gebed wat die Here Jesus geleer het vir die disippels. Toe die disippels vir hom gevra het, leer ons om te bid, het hy hulle geleer om die volgende gebed te bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ook ons die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het, en vandag geleer het, dat jy is kerk, en as jy kerk hou, in jou eie privaatheid van jou kamer en jou huis, sal die Here jou seën, en sal God se liefde by jou wees, en sal die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, tot in ewigheid.